Wie is daardie persoon of persone wat jou die seerste gemaak het? Wie is daai persoon wat jou vertroue gebreek het, of daardie persoon wat jou vertroue gebreek het? Wie het misbruik van jou gemaak? Wie het met jou kom mors as mens? Jy sien, dit is baie maklik vir my om te vergewe as dit klein goedjies is. Dit is nie vir my so maklik om te vergewe wanneer hierdie persoon iemand is waarvoor ek eintlik lief was. Iemand waarvoor ek omgegee het. Iemand wat ek hoog geag het. Kon iemand gewees soos 'n oupa of 'n ouma wat ek vertrou het en maar hulle het 'n bietjie my fondasie kom rondruk en dit was nie goed vir my gewees nie. Dit kon iemand gewees het soos 'n pa of 'n ma wat ek vertrou het sal my rig en lei en dit het nie so gebeur nie. Hulle het 'n bietjie ook maar van die pad af. Hulle het ook maar hulle eie strewelinge gehad met die lewe en ook maar gesukkel. Kon iemand gewees het soos 'n broer of 'n suster. En hier wil ek jou 'n bietjie meer van myself vertel. Ek het 'n suster, Dorothy. Ek is baie lief vir haar. Ek het op 'n punt gekom waar ek gevoel het sy het nie iets reg gedoen nie. En vir 10 jaar lank praat ons nie. Kommunikeer nie, weet nie waar sy is nie, omdat ek 'n bitterheid teenoor haar gehad het. Sien, die vyand kom steel van jou as jy hom toelaat. Vir 10 jaar lank praat ek nie met haar nie. Ek ry in Pretoria Noord en toevallig ry ek verby haar. Ek sien dis my suster daar. Ek draai om en ek volg haar. Ek kom by haar aan en ek kan maar vir jou dink, dit was 'n groot storie gewees, toe ons mekaar nou weer na 10 jaar sien. En ek besef, yes, die duiwel het van my gesteel. Ons maak vrede. Dit is nie lekker om te sê, yes, ek's jammer. Dit is nie lekker, jy wil dit nie hoor nie. En jy het dalk 'n ander storie vandag. Maar kom tot daai punt van vergewe. Dit kom dalk as ons nou aangaan, dit kom dalk 'n huweliksmaat gewees het wat jou teleurgestel het. Wat ook al mag gebeur het daar. So die vraag bly, wie is hierdie persoon wat jou seer gemaak het of jou verraai het in jou lewe? En is dit regtig nodig vir my om hierdie ou te vergewe? Moet ek regtig hom vergewe? Dit is dan maar net 'n seer gewees wat hy aan my gedoen het. Moet ek hom vergewe? Moet ek tot daardie punt kan kom? Want hierdie pyn is daar maar baie erg in my. Nou, as jy daar is, glo ek jy het 'n prentjie in jou kop gekry. Jy het sekerlik, as jy een van daai mense is wat moet vergewe, het jy gesig in jou gedagtes gekry wie hierdie persoon of persone is wat jy moet vergewe. En ek wil hê jy moet vashou aan dit. Want ons gaan lees, ons gaan ietsie lees. En as jy jou Bybel gebring het, maak vir my oop in Matteus 6 vers 9 tot 13. Dis die Onse Vader. Nou as jy enigiets weet van die Onse Vader, het die disippels na Jesus toe gekom en gesê, leer ons bid. Hoe bid ek tot die Here? En Jesus het vir hulle gesê, en dis hoe julle gaan bid, die Onse Vader. Is daar enigiemand wat nog nooit die Onse Vader gehoor het nie, of ken nie? Almal ken hom, nee. So kom ek lees hom vir julle, Matteus 6 vers 9 tot 13 uit die 83 vertaling. So moet julle bid, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Vers 10, laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Vers 11, gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons oortreding, soos ons ook vergewe wat teenoor ons oortree is. Ek het miskien nie reg, ek gaan dit weer lees, né? Vergewe ons oortreding, soos ons ook vergewe wat teen ons oortree. Dis 'n moeilike pil om te sluk daai ene, né? Vers 13, en laat ons nie versoek, en die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. So ek wil net gou hierdie ding net so behandel, net daai vers 12 wil ek gou behandel. So ek bid, die Here het my geleer om te bid, dis die guideline wat ek in die Bybel het, hy kom leer my, kom bid. Here, asseblief, vergewe vir my, soos wat ek my medemens vergewe. Asseblief, Here, doen dit so, ek wil vergewe word soos wat ek my medemens, dis die riglyne wat jy vir my gee. Wil jy regtig daai gebed vir jouself doen? Wil jy regtig mense vergewe?
soos wat jy hulle vergewe? Dit is altyd maklik om vir iemand anders te sê, hey, jy moet vergewe. En ek hoor dit baie keer as ek so verby die ou stap, dan hoor ek, hey, vergewe daai ou, vergewe daai ou. Dit is nie so maklik nie. Maar as dit met jou gebeur het, as iemand jou werklik waar seer gemaak het, raak dit nie meer maklik. Dan is dit net, hoor wat sê hy. Maar ek kan nie tot daai punt kom om oor te gaan om te vergewe nie, nee. Kom ons lees net so 'n bietjie verder aan. Matteus 6 vers 14 tot 15, ook 83 vertaling. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Ander ballgame hierdie, nee. Die boodskap is heel duidelik. As jy 'n kind van God is, moet jy tot die punt kom waar jy kan vergewe. En dis 'n proses. En ek glo die Here vat jou level vir level en hy bring jou tot op 'n punt dan sê hy, hey, is nou tyd, jy moet nou vergewe. En ek dink jy moet bereidwilligheid hê van dit as kind van God om op daai punt te kan kom sê, Here, ek vergewe.